1 Petrus 1 vers 3 tot 7. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewinge, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. In die begin van sy brief skryf Petrus, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy loof die Here, hy prys die Here, omdat hy in sy groot ontferming vir ons die nuwe lewe deur Jesus Christus sy seun kom gee het. Deur Jesus Christus se opstanding kry ons die nuwe lewe. En daarom sê hy, het ons 'n onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis wat in die hemel op ons wag. En omdat ons dit het, omdat ons weet, ons gaan die ewigheid saam met God in die hemel deurbring. Daarom, as dit vandag dalk met ons swaar gaan, as ons vandag deur 'n beproewing gaan, dan moet ons bly wees daaroor, sê Petrus. Ons moet ons daaroor verheug, want, sê hy, dink aan goud. Goud word gesuiwer deur dit in vuur te sit, deur dit baie warm te maak, en dan loop al die onsuiverhede weg en af, en net die suiwer goud bly oor. So sê hy, moet ons geloof ook beproef word, getoets word, sodat die egtheid van ons geloof na vore kan kom. So, as jy vandag 'n krisis in jou lewe ervaar, as dit swaar gaan met jou, loof die Here daarvoor, want God wil en God kan dit gebruik om jou geloof sterker en suiwerder te maak, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus. Kom ons bid saam. Here, saam met Petrus wil ons U vandag kom loof, wil ek vandag vir U kom sê, aan U kom al die lof toe in die hemel en op die aarde. Here, help vir my om, wanneer dit met my swaar gaan, nie bedruk te raak nie, nie moedeloos te raak nie, maar aan U vas te hou, omdat ek weet, ek is nie alleen nie, en U wil ook die krisis in my lewe gebruik om my geloof te groei. Dankie, Here Jesus, dat deur U opstanding U vir my die nuwe lewe kom gee het, en dat ek kan uitsien na 'n onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis, wat in die hemel ook vir my in bewaring gehou word. Gee vandag vir my die genade en die krag, dat my geloof die toets sal deurstaan. En vul my, Here, met U onuitspreeklike en heerlike blydskap, sodat ander die vreugde op my gesig kan sien, die vreugde van kind van God wees. Amen.